Sy, lekker. Welkom terug, Jonathan. Chase, how you doing? Lekker, is goed en jy? Lekker. Is lekker hier op 'n Woensdag weer in Carletonville. Met Warrior Bride Reformer Podcast. Wat ons gaan doen vandag, Dylan, baie dankie vir die setup. Jessie, want dit lyk elke week beter. Asof die koffie ook beter proe elke week. Ek weet nie hoekom nie, maar is nog dieselfde blend. Maar dit is net asof dit vir my lekkerder raak en lekkerder. Het julle reën gehad? Nog net genoeg om te plant, nee. So 'n paar mil, maar nog nie. But we're getting there. Ons net bly bid. Hulle het vir Potch gewys gister op 'n stadium 90%. So hy sê nie 'n druppel. Ja, nee. Dit het een deel van Potch gereën, maar by ons het dit nie gereën nie. En ja, toe moes ek maar weer die sproeiertjies aansit gisterand, so ek hou van reën. Ek hou van, soos Engels, ek hou van daai pitter-patter. Ja. Op die I love it. Ja, dis lekker. Hoor jy so, nee, ons gesels oor Openbaring en ons is hier in Openbaring 1 en ons het baie om oor te gesels. Ons gaan net so 'n bietjie recap. Kom ons gaan gou 'n bietjie terug. Ons val sommer met die voet in die deur. En voor ons begin, Dylan, voor ons vergeet, want as ek nou jou rol raak, gaan ons begin vergeet, nee. Kom ons sê net vir die mense wat alles aangaan, net gou weer daai Warrior Bride van ons daar in Lynsburg. Ja, wanneer dis hier op die stal een keer, nee, ons doen hom. Daar's Koninkryk Heerskappy, doen ons in Lynsburg, daar's nog, jy kan nog tot, dit is Saterdag 15 November en ek dink die boekings maak klaar die, dit is nog nie, daar staan 31 Oktober, maar jy kan nog steeds boek. Kom join ons daar, ons gaan lekker praat oor, ek en Tinus gaan daar wees, by Jonel hulle, ons sien so uit en ek hoor daai 7 weeks poort is een van die mooiste plekke in die land, ek was nog nooit eers daar nie. Ja. So, kom join ons daar, ons gaan lekker Koninkryk praat, en dan die ander slide daar van die Warrior Bride, is in Kreersdorp op die stal, dit is Saterdag 29 November, en lunch included $250 per person, yes, jy kry ordentlike lunch, jy kry 'n boek, jy kry koeldrank, jy kry koffie, en nou sal mense vir jou sê, vra jy nou geld? Nee, maar ons wil nou jyne tog, jy weet, kom ons saai in die Koninkryk in, man. Ja, nee. Laat mense, gee jy net, gee jy oop hand, en bless sommer nog 'n paar mense ook. Ja, koop 'n paar kaartjies ekstra. Koop 'n paar kaartjies ekstra en bless die wat minder bevoorreg is om te kan gaan. Want die Here hou van 'n vrymoedige gewer. Wat mense doen met die geld op die mense se en die onus lê op hulle. Jy moet net gee. Ja. En dan sal die Here jou bless. Alright, en dan het ons nog, wat ons daar vanaand? Ja, vanaand doen Tinus vir ons, kom, sluit aan elke Woensdag aand vir kwartaalreeks, Openbaring tussenstukke. Vanaand 6uur gaan Tinus vir ons, dis die naaste wat ons kon kom aan die woord interlude. Tussenstukke of pauses. Need to know, soos Tinus altyd mooi verduidelik. Openbaring is mooi in kronologiese volgorde, maar hier en daar is daar hoofstuk 3 van hulle, wat vir ons sê, a need to know. Ek hoop julle weet hierdie en ek hoop julle dra kennis van hierdie, soos Openbaring 12, wat ons later oor sal praat. Dan gaan ons nou aan met die boek van Openbaring, en ek het my daai een van Isaac Newton weer opsit, dit is vir my so 'n mooi sê ding wat daar staan. About the time of the end, a body of men will be raised up, who will turn their attention to the prophecies and insist on their literal interpretation in the midst of much clamor and opposition. So Isaac Newton. Nou vandag is dit nog so, dit was in Isaac Newton se tyd so, dat mense sê, ja, ons moet die Bybel lees, en ons verstaan alles van die Koninkryk, en ons weet ons moet in tale praat, en ons weet ons moet hande op die siekes lê, maar sodra dit kom by profesie, dan is dit ewe skielik allegories. Nee, maar, nee. Die hele woord, die hele skrif, is ingegee, en nuttig tot lering. Ons moet die hele skrif. Van Genesis tot Openbaring. As God gesê het, het hy gesê. As God gesê het, Jona was in die vis, dan was in die vis, en Jesus herhaal dit. Daar is soveel goed, wat vir my awesome is, omtrent die woord, en ons glo in die letterlike interpretasie van die profetiese skrifte. Ek gaan volgende week in dieningtyd, ek wil nou nie altyd wat beloftes maak nie, dan moet jy nou my weer 'n dag herinner, onthou Jace, jy het nou beloof jy gaan dit sê, want aan die ou se week raak besig, ja, ons bedien all over the place, ons bedien baie mense, en ons doen baie voorbereiding werk, en dan vergeet ek, maar ek wil graag bietjie volgende week profesie deel oor Israel, en wat God vir Israel beloof het, en so, maar ons wil aanbeweeg met die boek van Openbaring, en ek gaan net so 'n bietjie recap weer op die inleiding.
Kom ons lees hom met gou weer. Die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het om in sy diensknegte te toon. Ons het gepraat oor diensknegte, openbaring. Die woord openbaring beteken onthulling. Dit is apokalypsis in Grieks. Een oom, ek het nou sy naam vergeet, so ek moet dit eers nou nie noem nie. Hy het altyd gesê, dis soos wanneer daar 'n standbeeld staan, en môre word hy onthul. Ja. Dis 'n onthulling. So, dan dan is daar 'n lap oor hom gegooi. En nou môre word hy oopgemaak. So hierdie is die onthulling van wat gaan gebeur op die einde. Here openbaar aan ons, wat aan sy diensknegte, ek moet gesê, 'n doulos, en die woord doulos beteken vrywillige slaaf, nie gedwonge nie. En so praat ek en jy dan nou voor die tyd. Ons het nou gesê, ons gaan nie daaroor praat nie, maar jy weet nou, hoe is dit nou maar met my, maar partykeer. Wat ons oor praat van once saved, always saved. Al die tipe goed. Omstrede onderwerp in die kerk. Ja. Ek luister na al twee kante toe se mense, vir wie ek almal lief is. En hierso, as jy net na die woord kyk, diensknegt, 'n vrywillige slaaf. So, wanneer ek weergebore word, dis 'n wonderwerk. Ek kan omtrent dit niks doen nie. God maak my weergebore. Hy doen die besnydenis vir my hart. Hulle sê ons altyd, dis die grootste wonderwerk wat daar is. Wanneer God iemand se hart kom besny, dan sien ek die lig. My gees word wakker, God se gees kom woon in my. Ek doen daai gehoorsaamheidsstap van, ek gaan doop myself. Ek word gedoop in die Heilige Gees in vuur, en ek is 'n nuwe mens. Nou is ek supposed to be, om 'n diensknegt te word, 'n vrywillige slaaf. Maar nou soos ons sê, nou word nie alle weergebore Christene so nie. As jy hom sien in die wêreld, hy lyk nie soos 'n diensknegt nie. Hy lyk en ruik soos die wêreld. Jy kan nie in hom sien, en dit gaan nie oor werk nie, ons het oor gepraat. Dit gaan oor, ek en jy is geroep om die evangelie, ons gaan nou Matteus 24 lees, die evangelie van die koninkryk te gaan verkondig tot in die uithoeke van die wêreld. En nou is jy gered, en jy doen dit nie. Jy hou dit vir jouself. Jy bid heeldag, aldag vir Here om jou besigheid te bless, jou blessings, al die tipe goed. Dit moet tog meer as dit wees. Definitief. Iets wat dit sê, ek weet jy wil nou nie daaroor gepraat het nie, maar kan ek jou uitlok, om maar iets oor te sê? Ja, dis 'n baie controversial ding in die kerk, om te sê once saved, always saved. Which way do you go? Yes or no? Personally, no. People, for me, use the wrong terminology where they say you can't lose your salvation. It's not about losing it. Losing means, if you go look in the dictionary, unable to find. And I would rather use the term where people reject it. It's a choice. Just like we've got a choice to follow him, we've got a choice to not follow him anymore. And I've seen it in people, I've seen it happen, and there's enough scripture for that. It's not, we don't work in order to be saved. We can't. It's by grace. It's 100% by grace. I can never ever earn it. That's why people say you can't lose what you didn't earn. It's got nothing to do with earning, and it's got nothing to do with losing. It's about rejecting the truth because you've known the truth. And if you go look at, there's one scripture in Matthew 24, Jesus says, he who endures to the end will be saved. So in order to endure, the Bible talks a lot about endurance. Paul talks about it a lot as well. Endure, to be steadfast, standvastig, né? Is dit die regte woord? Net so. All of those things are going to require something from me. You understand? I live in grace, and the grace enables me to live even more on fire for him. But it's not, I don't want to use the term work, but in order to endure, in order to be steadfast, it requires an effort, it requires time, it requires obedience, it requires all these things in order to get to that place. It's not just going to happen. It requires us to live a God. It says in Peter, be holy because I'm holy. I don't think God takes that lightly. I honestly don't. And it's a very controversial issue, I know, and we can actually take a couple of podcasts on that. Yeah. But just off the bat like that,
I genuinely feel that the fruit of saying, I'm going to be flat out for Jesus. If one day I get to heaven and Jesus says, nah, it wasn't like that. The fruit. Hier is daar. Yeah, and it's not legalistic. I do it in love and all these things. But if the fruit of that is me living a more holy life and me maybe causing one or two other people to live a more holy life, I'm fine with that. You understand? Because people say it's bondage and condemnation. Holy Spirit convicts us. Ons moet nie daai vergeet nie. Because He wants to reroute us in the right direction. And conviction is a good thing. Amen. Not condemnation, conviction. So, ek kan baie lank my siening gee, maar dit is my mooi, weet jy, want ons praat nou hier, kom ons lees dit net weer, die openbaring van Jesus Christus, wat met sy lewe betaal het, vir ons, wat God hom gegee het, om aan sy doelosse, sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Wat met sy diensknegte doen nou met die res van, met hierdie, hy gee dit vir ons, hoekom? Om het te gaan leer vir die wêreld en sê, hoorie, catch a wake up. Ja. Die kos brand. Ons moet wakker word. Jy kan nie hierdie dienskneg word, hierdie slaaf, hierdie doelos, gewillige slaaf. Bondservant. Bondservant, daar is die mooi woord. Word, as jy nie alles opgee nie. En ek die Here in sy genade leer ons step by step. Want in die begin as jy net weergebore word, besef jy nie, hoe ver die Here jou kan vat as jy hom toelaat nie. Hoe baie van jouself moet afsterf om hierdie persoon te kan wees wat sê, stuur my Here, ek sal gaan. Want as die evangelie afgehang het, ek het nou daar gepraat, in die eerste eeu of die eerste 30-40 jaar na Christus se kruisiging, as die evangelie moes afhang van 'n klomp van die Christene wat ons vandag kry. So ek sê, dan was ons nog steeds in Turkye. Hierdie ouens wat hierdie evangelie gaan verkondig het, ons voorlopers, die kerkvaders, they ran with the torch that was handed to them. Hulle het gehardloop en nou is dit asof ons nou nee, maar nou leer ons om beter mense te, dit is goed, God stap met ons hierdie pad van sanctification. Ons gaan die sanctification pad stap deur die bloed van Jesus tot ons dood gaan. Maar ons het 'n plig om hierdie evangelie aan die brand te hou. Ons het 'n plig om hierdie evangelie te vat na die uithoeke van die wêreld, en soos ons nou daar gepraat het, ek weet nie waar ons gepraat oor nie, hoeveel van die mense het hierdie evangelie nodig, net in Carletonville? Ja. Hoe baie mense ken die evangelie van die koninkryk? Maar kom ons beweeg aan. Wat het die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God, die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het, dan is hierdie baie mooi belofte van Openbaring 1:3. Salig is hy, blessed is hy, wat die woorde van die profesie lees, wat het hoor, bewaar, en bewaar wat daarin geskryf is, van die tyd is naby. Dit is my so mooi. Hy sê, toon en bekend te maak, is Openbaring 22:10 sê duidelik, dat dit nie 'n verseelde boek is nie. Daniël, 'n gedeelte van Daniël, hoor wat sê Daniël 12 vers 4, die boek moet verstaan word, anders as Daniël. Daniël 12:4 sê, die engel aan Daniël om die boek te verseël. Hierdie boek is nie verseël. Hierdie boek is oopgemaak. Ja. Om te sien wat gebeur. Wat gou moet gebeur, en vinnig uitgevoer word, en dit gaan ongelukkig en gelukkig diensknegte vat, wat all out is. Flat out. Flat out. Weet jy wat 'n baie scary ding vir my is, I don't know, I may be generalizing a bit, but a lot of the Western church uses being saved like an insurance policy. You don't need to worry about it too much, you don't need to think about it too much, but at least I'm going to heaven if I die today. And it's not, it's not that. He loves us so much, and that's why I'll say this in love, because I don't want to see people live like that and then maybe get to the end one day and that wasn't quite what his word was saying. It's not about being comfortable. It's not about an hour and a half on a Sunday morning. It's about being a bondservant. It's about being so flat out for Jesus. If you look at Christians that are persecuted,
and how they on fire for Jesus, compared to, and I think that's what the enemy has used. He's made the church, especially in the Western world, comfortable. He's made it where, it's our sin, my dad used to do it, it's this, it's that. But that's not what the word says. Daar's baie skrifte op daai. Ja, maar Jonathan, die ding is, dit maak ons, wat julle Engelse woord is, complacent. Ja. Dit maak ons apaties, dit hou ons in tweede rad. Ja. Verstaan jy, ons beweeg nie aan nie. En is dit, die einde is so naby, soos ek sê, die openbaring, die profesie, it's not to scare, it's to make you hustle. Dit moet jou aan die gang kry, die opgewonde maak. Hoor jy, ons sien die eindstreep. Hoor jy, en daai gelykenis, hy het die ouens daai tyd aangestel, jy word dalk 5 uur die middag aangestel. Ja. Jy gaan dieselfde beloning kry as die ou wat 9 uur aangestel is. Word wakker, spring in die koninkryk in. Ja. Sure. En maar daai ou wat 9 uur begin het, kan nie waai 12 uur nie. Hy moet bly tot die einde toe. Hy moet bly tot die einde toe. Verstaan jy wat ek sê? Ja. En daai is, man, if he sent out his disciples and the apostles in Acts and they turned the world upside down like they did, what is he doing with Christians that are on fire? If you look in Iran, if you look in Nigeria, sien jy wat daar aangaan. Dis nie ligte boere musiek daai nie. Yeah. Daai mense is aan die brand, but there's a urgency. There's a definite urgency. And he says, Jesus says, walk in my ways. He's our pattern. So what's that pattern? It's not just to carry on with life like it is and at least we're saved. The relationship with Jesus is first. That's first. Everything else comes around that. It's by design it's that way. Yeah. It's not a nice add-on, it's not an insurance policy, it is the center. And then my wife, my children, my work, my ministry, all those things get added onto that. But now the enemy's come and he's said to Christians, you just be saved, carry on doing your thing. And what I'm saying is not meant to put in bondage. Yeah. It's actually meant to empower. Nee, as jy weet wat die Here vir jou gedoen het, as jy al daai genade het en al daai, en jy sien dit in jou lewe, jy sien die verandering in jou lewe, wat wil jy daarmee maak? Wil jy net sit en sê, ag, daarom gaan ek nie hel toe nie, of wil jy nou lewe soos wat hierdie boek, die woord sê jy moet lewe? Jonathan, ek kan so baie goed praat daaroor. Ek onthou toe ek nou in Potch bedien het ons baie studente nou gehad wat weergebore word. Jy moet daai mense net keer. Hulle wil nou hulle studies opgee. Hulle wil gaan bedien in Europa, hulle wil gaan bedien in Afrika. Dan moet ek vir hulle sê, wow, hoor jy, ek sien die ywer. Wow. Yeah, maar awesome. Maak jou studies klaar. Eers en party van hulle het dit nie klaar gemaak, hulle het gegaan hats off hulle. Ek eer hulle. Hulle is so aan die brand vir die Here. Ons jong mense, man, ek wil sommer raak sommer bewoe. Mag ons almal so aan die brand wees. Ja. Ek onthou dat ek weergebore geword het. Hulle was my arme vrou, hulle dan verskriklik swaar gekry. Maar ek was op pad Kongo toe. Ek wil nie pygmies gaan Bybels uitdeel. Ons gaan roei, my maat. Ons gaan hy riviere vat. Met gelukkig te keer die Here my. Dit is amper soos Paulus daar in Handelinge. Dan wil hy hiernatoe, dan word hy verhinder deur die Heilige Gees tot hy in 'n droom of visioen dan nou hierdie man kry wat hom aan die ander kant toe roep. En dis hoe ons moet wees. Ja. Go and dare it. God sal jou, hy sê, ja, ek sal hoor jy, ek wil jou nou net eers vir tyd nog een kaart wil gebruik, nog op die plaas asseblief, jou kinders moet nog deur skool, en al goed, of wat ook al, maar God sal ons lei, maar wees net ywerig vir die Here. Ons kan lank oor gepraat. Natuurlik vers 3 met die unieke belofte, die wat sy woord, die woord lees, hoor en bewaar, dis die enigste boek met 'n belofte. Jy is geseënd wanneer jy die boek lees, en alles wat daarin geskrywe is, lees, hoor en bewaar. Met ander woorde, ag slaan op alles wat daarin geskryf. Ons het nou laas ook daaroor gepraat. Kom ons beweeg aan. En dan groet hy in vanaf vers 4 die 7 gemeentes. Ons het daaroor gepraat en wat vir my mooi is hierso, Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die 7 geeste wat voor God se troon is. Nou oor die 7 geeste laat ek nou baie oor te praat. Want ons bedien vandag omdat ons weergebore geraak het, so ek het bekeer na God toe. Ek het Jesus Christus aangeneem. Ek het myself laat gaan doop. Ek praat net Handelinge 2. En toe ek gedoop in die Heilige Gees en vuur. Nou, toe ek gedoop was met die Heilige Gees, toe ek weergebore word, het my gees wakker geword. God se Gees in my gekom bly. En toe ek gedoop met die Heilige Gees en vuur,
baie teoloë sien dit as een gebeurtenis, ek nie, want ek vat net my eie lewe. Ek het weergebore geword, ek het verseker my gees wakker geword en ek het die Bybel begin anders sien, anders verstaan, anders hoor en God se gees het in my kom bly. Ek is toe gedoop deur die leiding van die Heilige Gees, geen teaching gekyk, niks nie. Dis 'n wonderwerk op sy eie. Uit die tradisie het ek uitkom. Ja. En toe word ek 'n week of wat later, of nee, voor ek gedoop is, word ek gedoop in die Heilige Gees in vuur. Toe is ek unstoppable. En ek besef dan daar, die 7 geeste van God, is my so mooi oorgehou, Jesaja 11:2, en op hom, hier is nou praat oor van Jesus in konteks hierso, maar op hom, as hy weergebore word, sal die gees van die Here rus, 1, die gees van wysheid, verstand, ek weet nie dat sy dit nou is in die Engelse Bybel nie, ek ken hom nou uit in Afrikaans, van raad, sterkte, kennis en vrees van die Here, 7 geeste van God. Dan praat hy in Openbaring 5:6, en ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens, en in die midde van die ouderlinge, staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Wil jy gou vir ons Ek het dit in Revelation of Openbaring ook neergeskryf, it's a spirit of the Lord, it's a spirit of wisdom, it's a spirit of understanding, it's a spirit of counsel, it's a spirit of power, it's a spirit of knowledge, and it's a spirit of the fear of the Lord. Sê, dis die 7 geeste. So wanneer ek uitgaan in my doeloswerk, in my vrywillige slaafwerk, nee, moet ek staat maak nie op my eie kennis nie. Wanneer ek bedien elke dag, berading gee, bevryding doen, advies moet gee, maak ek nie staat op my eie kennis nie. Dis waarom elke keer voor ek vir mense bid, en voor ons die sessie begin, bid ek vir Here. Dankie Here dat U Gees op my rus. Wysheid, verstand, raad, sterkte, kennis en vrees van Here. Here, ek het vandag kennis nodig. Ek het wysheid nodig. Ek het raad nodig. Hierdie persoon het raad nodig, hy het nie my raad nodig. Die 7 stappe na 'n beter lewe, ek het nie daai goed nodig nie. Die Here en sy 7 oë sien alles. Jy weet, ek het een keer bedien en die vrou het van 'n ander plek afgekom. En sy en haar man gaan nie meer goed. En hulle huwelik nie. Alraai, dit is goed, sy soek eintlik advies, maar die Here sê vir my, fluister my oor, sê vir my, Jacy, sy het eintlik klaar mind. Toe sy verby daai, ek gaan nie die dorpie se naam noem nie, maar toe sy verby daai dorpie ry, het sy daar klaar besluit. Sy gaan hom skei en sy soek eintlik net my goedkeuring. Ek sê vir haar, die Here het gesien toe jy daar besluit het. Jy gaan jou man skei. Haar oë het so groot. Ja. Ek sê, jy het alle reg volgens die woord om jou man te skei, want hy het egbreek gepleeg. Maar God sê dit en dat, en ek kan nie onthou het ons alles gesê het nie. En sy het genuine teruggegaan, sy het repent toe. Ja. En sy het teruggegaan en begin werk. En huwelik en ek koop die huwelik het gewerk en nooit weer iets van hulle gehoor nie. Maar die Here sien alles. Ja. So ek en jy wat bedien het regtig sy hulp nodig. Veral met 'n gemeente. Hy sien alles. Hy weet waar mense dalk sit en konkel of die of daai of wat ook al. Hy sal vir jou sê. Ek hoef nie te worry. Wat sê hulle nou weer? Ek hoef nie te worry nie. Ek moet net sy gewillige diensknegt wees. Staat maak op hom. En dis wat ek wil sê vir bevryding ook. Ek het al hoe meer agtergekom. Maak staat op hom om die bevryding te doen. Jy is net die wessel. En ek probeer dit vir mense sê, maar dit is asof mense, ja maar okay, onthou nou, ek moet nou verseker moet ons in die woord bly. Verseker moet ons die woord ken. Ons moet ons spirit of discernment. Hy is die spirit of discernment. Ja, ja. Nie jou discernment. Ja. Hoe meer jy hom toelaat, en my lightning fast brains is Andrew Womack, altyd my jare gevat om dit te verstaan. Wat hy net vir my sê, hoor jy hou terug, jy het net klaar te veel gepraat in elk geval. Kan ek nou maar asseblief die werk doen? Jy is net my donkie, dis ook wat baie keer sê, ek is net sy donkie. Ek host, ek dra die gees. Ek dra die gees. Ek en jy is sy voete en sy hande. As jy gesubmit is. En ons gaan uit en die gees begin deur ons bedien. Soos wat ons verhouding. Is dit nie wonderlik? Dis amazing. Soos ek het altyd, jy weet mos nou maar ek preek of ek gee woord in Engels
probeer 'n bietjie Afrikaans inbring. Maar een van die grootste goed waarmee die vyand my in die begin probeer stop het, kom ek sê, is nee, maar jy preek vir Afrikaanse mense, hulle gaan jy nie verstaan nie, En ek het mense gekry wat vir my gesê het, nee, ons verstaan jy nie, ons gaan nou nie meer kom as jy preek nie, maar jy kan 'n uur en 'n half horror movie in Engels kyk en jy verstaan presies wat daar aangaan. Ek verstaan dit baie keer. So, maar die Here, ek het al gesien how he brings a spirit of counsel and the spirit of wisdom. Terwyl ek besig is om in Engels te praat, kan ek sien hoe hy werk met mense, of hulle nou verstaan of nie, ek weet nie. But that's what he does. I mean, you can go check Proverbs, what he says about wisdom and how awesome it is. So, om daai wysheid te kry, is 'n groot voorreg. Dat God sy wisdom met ons deel. If you go check what Proverbs says about wisdom and waiting at the gates and that sort of thing, it's genuinely amazing. And that he gives it to us, I mean, Holy Spirit in us. Because die vyand met my veral, hy sal sê, ja, maar jy het jou nie meer gister verloor toe jy beeste gewerk het, wil jy nou genuinely nie met die mense kom praat. But it's not about me, I mean, it's grace, it's not law. So, it's pretty awesome how he always works. I love it. In vers 6 is my mooi wat hy sê, ek wil dit nou nie vergeet nie, ek wil dit vandag vasmaak en ons gaan ons aanbeweeg van dit af. Vers sê Johan, en hy het ons gemaak, sê Johannes, en hy het ons gemaak konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ons gemaak, die doulosse, die diensknegte, konings en priesters vir sy God. So mooi, vir sy God. Maar hoor gou hier. 24 ouderlinge in Openbaring 4 en 5. Hoor hoe word die 24, want ons baie kontroversie hoor. Tussen teoloë, wie is die 24 ouderlinge? Ek hoor baie ouens gee hulle eie opinies. God het my gewys. Dis my goed wat God jou wys, maar kom ons laat skrif verklaar. Kom ons kyk wie sê is die 24 ouderlinge is hulle in Openbaring 4 en 5. Openbaring 4 vers 4. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het ek 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere. Vra altyd wie dra wit klere, die hele Openbaring praat van wit klere, die bruid, né? Dis nou maar een tip. En hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. Wie kry krone? Die bruid, al dan nie. Want ons gaan voor die bema, voor die regterstoel van Christus, dan gaan ons vergelding kry, vergoeding kry vir dienste gelewer in die koninkryk. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe en werp hulle krone voor die troon en sê: U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Hier gee, ek moet nou my vinger hou, nee, want die gaan ek nou. Die 7 geeste van God, die laaste een, vrees van die Here. Ja, so important. Nou hierdie manne, hierdie 24 ouderlinge en wat hulle verteenwoordig, is mense wat vrees het vir die Here. Weet jy waar begin vrees? Ons begin hierdie woord eerbiedig. Hier staan dit, eenkrag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Die God van onsse God het alles geskape. Dit het nie gekom met 'n Big Bang nie. Daar is nie plek vir evolusie in God se woord nie. En daarvoor het ek vrees. Want as God se woord vir my sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, dan het God dit gedoen. En mag ek eendag waardig geag word om deel van hierdie prentjie te wees. Jy weet jy hoe belangrik is daai vrees van die Here, Jace. Ek skryf hier by my opblad. Ek net kyk, ek weet nie of dit in Psalm 9. Koffie raak vinnig klaar. I love I can't remember what psalm it's in, but he says he will reveal his secrets to those that fear him. Dis in die Psalm. Ek het gedink is 29, maar dit is nie. But the secret of the Lord is with those who fear him. Pastor? Psalm 25:14. Pastor. The secret of the Lord is with those who fear him. He's going to reveal things to you when you
have a genuine fear of the Lord. En dis nie 'n slegte, it's not a bad, we must fear the Lord. En fear is agting en respek vir die woord. Ja. Hierdie woord is al hier voor ek en jy nog gekom het, voor ons nou super slim geraak het met hoeveel teologiese grade, en nou probeer ek God uitskryf hier uit. Ja man, onthou nou net in die, nee. Hierdie was hierso voor ons hier gekom het. Ek en jy is ingenooi het, maar gaan nou nie daar praat. Daar praat hulle van wit klere, Openbaring 19:7. Laat ons bly wees in ons verheug en aan hom God die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dis die waaragtige woorde van God. Jy kan die hele Openbaring gaan lees. Die wit klere is die bruid. Alright. Krone. Wie kry krone? Hier is net een voorbeeld, 2 Timoteus 4:8. Verder is vir my, Paulus sê, weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Het jy sy verskyning lief? Kan jy nie wag dat hy terugkom nie? Ja. Hoor wat die krone daar? 5 van ons, 5 hemelse krone vir Christus volgelinge. Die onverwelklike kroon, 1 Korintiërs 9:25. Kroon van geregtigheid, 2 Timoteus 4:8. Kroon van heerlikheid, 1 Petrus 5:4. Kroon van roem, 1 Kolossense 2:19. Kroon van die lewe, Jakobus 1:12, Openbaring 2:10. Dis die krone wat gegee gaan word. Maar hoor nou gaan ek gou verder aan die oude dinge. Nou gaan ons Openbaring 5 toe. Vers 6. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens, en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, en dis dan die 7 oë van God, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Vers 7, hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy vers 8, en toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Vers 9, toe sing hulle, dis nou die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, net God kan die kaart en transport van die aarde. Dis wanneer hy nou die aarde gaan terugkoop. Hy het my en jou by die kruis teruggekoop, maar die aarde is nog in bondage. 1 Johannes 5 vers 19 sê, ek en jy, Jonathan, Dylan, ons weet ons is uit God, maar die hele wêreld lê in die mag van die bose. Ja. Ons het ons heerskappy in Genesis 3 geapplikeer en aan die vyand gegee. Want selfs in Lukas, toe Jesus die 3 versoekinge wat opgeskryf is, toe Satan vir Jesus al die roem en glorie van die wêreld wys, toe sê hy vir Jesus, kom aan bid my, dan gee ek jou die, want as hy my gegee en ek kan dit gee vir wie wil. Aklig. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en die seels oop te maak, want U is geslag en hoor nou, en het ons 24 ouderlinge vir God met U bloed gekoop. Wie is gekoop met die bloed? Die wat hom aanneem. Uit elke stam en taal en volk en nasie. Dis die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens wat nou sing. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak. En ons sal as konings op die aarde heers. Nou, verklaar dit nie dit nou self nie. Ja. Wie sê Johannes is hy daar? Wie ons, sy diensknegte, wie konings en priesters gemaak het. Met wit klere aan. Met krone. Wie kry wit klere, wie kry krone? Nie sê. Uit ons gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en ons konings en priesters vir ons God gemaak. En ons sal as konings op aarde heers. En dis waar ek Sondag gepraat het. Wie gaan heers? Wanneer? Hoekom? Die 1000 jaar vrederyk. Ons gaan nie vandag oor praat nie, maar daar's 'n 1000 jaar vrederyk wat voor lê. Ja. En God gaan in heilige Jerusalem sit. Hy gaan die wêreld regeer vanaf. Koning Dawid gaan op die troon van Dawid sit en hy gaan die burgemeester van Jerusalem wees. Hoe awesome is dit nie? En ek en jy gaan konings en priesters oor die wêreld wees. Ja. Ons gaan heers saam met hom, die wat waardig geag word, wat die verantwoordelikheid kan vat
om God in daai 1000 jaar te verteenwoordig. En dit sal sy bruid wees. Is dit nie awesome nie? Ja. Is dit nie awesome nie? Ja, ons tydjie loop aan hier, so hoe lank is ons nou besig? Nee, wat ons kan nog go. Ek wil net aanbeweeg, net in Jesus naam, met ons Openbaring 1 klaar maak, vandag ons nou aanbeweeg in die 7 kerke toe. Maar ek en jy gesels nou so lekker oor al die dinge. En ja, Openbaring 1 vers 9, ons het laasweek so 'n bietjie gepraat oor ek Johannes, is my so mooi te sê, ek Johannes, julle broer en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus. Hier's waar bruidskap inkom. Hier's waar jou born againness inkom. Hier's waar diensknegt inkom, vrywillige slaaf inkom. Broer, deelgenoot in die verdrukking, in lyding. There's going to be persecution. There's going to be persecution. There's going to be persecution in die koninkryk en lydsaamheid geduld van Jesus Christus was op die eiland wat Patmos genoem word ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. As jy jou eie lewe nie meer lief het nie, verkondig jy die woord van God en jy word 'n getuie vir hom. Want die beste getuie vir Jesus Christus is iemand wat nie meer vir homself lewe nie, maar vir Jesus lewe. Die het jouself. En dis daai Openbaring 12 moet sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, die woord van hulle getuienis, en hulle eie lewens nie meer liefgehad deur einde te neem. Nou almal wil nou getuienis gee en ons staan op die bloed, maar ons vergeet van die komma. Ja. So ja, dis my mooi as iemand getuienis lewer en hulle lewe is 'n getuienis wat all out for Jesus. Ja, en as ons nou nie te hard wees nie. Daar's goeie getuienisse, dis goed wat Jesus in mense se lewens doen, ons moet dit hoor, maar ons bid almal dat ons sal aanhou daarna streef om ons lewens al hoe meer neer te lê vir die koning, sodat ons kan word soos Johannes. Ek meen, vir my boeties en sissies wat glo ons gaan deur die verdrukking, en ons praat nie baie daaroor. Daai is 'n verdrukking wat van God afkom, waar die eerste 3,5 jaar die Here hierdie aarde gaan slat met wake up, shake up, aardbewings en ek weet nie wat nog alles nie. Daarna is dit op die mense. Ja, maar ons as Christene gaan deur die verdrukking. Ons kan nie eers beerdkrag handle nie. Jy kan dit nie eens handle nie, jy swets as jy met jou generator gaan insit. Hoe gaan jy dit hanteer? As Christen? Daai is next level. Daai is gaan next level wees hoor. Hoe gaan jy oorleef when your food is rationed? Nee? Ja. Jy kan nie meer peanut butter op jou broodjies meer nie. Is daar brood? Hoe gaan jy? Ons is so gemaklik al. Ja, Jace, ons is so gemaklik. Nee? Comfort is not a... As daar nie diesel vir jou bakkie is nie. Ja, ons moet deur die verdrukking. Wel, ek sukkel om beerkrag te handle. As ons net op die oomblik onsself moet vergelyk met die gelowiges in China, Iran, in Nigeria. Hoe daai een instrukteur vir my kom altyd gesê, Boetie kom kyk. Boetie kom kyk. Ons gaan swaar kry. Jo. Kom ons werk gou uit sê Johannes, die broer en deelgenoot, die eerste in Johannes 13:35. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is as julle liefde onder mekaar het. Is dit nou nie 'n groot merk van 'n Christen nie? Liefde onder mekaar, en kyk net hoe min liefde is daar onder Christene. En ek en jy moet onsself opcheck. Daar's soveel kampe in Christendom vandag. Daar's soveel denominasies. Daar's soveel sieninge. Maar kan ons nog liefde onder mekaar hê? Can we agree to disagree? Selfs 'n ou soos Phil Collins wat 'n wêreldse liedjie maak, wat sê, can we agree to disagree? Kan ons as Christen nie maar net agree to disagree nie? Ek hoop, it's one saved, always saved. Ek bid dit. Maar sien hoe dit is nie? Ek sê eerder hoop vir dit. Ja. As die ander. Ja, nee. En dieselfde met die wegraping voor die 7 jaar verdrukking. Ek bid dit is so. Ek glo dit is so. Die skrif wys my dit is so. Ek wil eerder dit hê vir alle Christene as wie deur daai hel gaan. Ja, dit gaan rof wees hoor. Nee, yes. Almal moet hierso bid, ons is reg.
Jy wil nie deur daai 7 jaar verdrukking gaan nie. Nee, Ons gaan genoeg skrif gee daaroor. Ek maak nou 'n ligtelike grappie daaroor, maar regtig mense en ons het al daaroor gepraat, daar's 'n groot verskil tussen verdrukking en vervolging. Christene sal vervolg word. Tot die hef toe. Miljoene is al doodgemaak. Ek sal nie nou raak maak. 1 Petrus 3:8. En eintlik wees almal eengesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. 2 Petrus 1:7. En by die godsvrug die broederliefde en by die broederliefde die naaste liefde. Die probleem is met kerk en ek sien dit. Ons gee soveel liefde as ons 'n uitreik doen Zimbabwe toe of ek doen 'n uitreik wherever. Ons deel die sweets uit en ons gee die kinders drukkies en alles. Maar my boetie daar in die ander kerk. My Christen boetie. Nee, hulle is van die pad af. Hulle is dit en dat. Dis presies dieselfde ding. As jy nou iemand kry wat nie die Here ken nie, he's not born again. You big on mercy, you big on grace, but if somebody in the church does it, then it kind of fades away a bit. But I'm not saying we have grace, but we're also here to build up and to help. As jy sien ek doen iets verkeerd, verwag ek jy as my vriend nou kom sê, listen a bit, I see you doing this and this and this. It's not what the scripture says. So there's a big difference, maar ek noem dit maar net. Nee, dit is so, Jonathan, ons sien dit elke dag. Ja. En ons moet onsself ook check. Ja. Ek kan ook baie keer, Here, gee my geduld. Gee my geduld met my boeties en sissies. Want is so, dit is baie maklik om te gaan liefde gee daar ver en almal ontvang jou en jy sien die blydskap in die mense sit. Dis hoekom hy dit in volgorde van belangrik sê. By die godsvrug broederliefde. Eers jou boeties hier om jou en dan naaste liefde. Alright, dis baie belangrik. Deelgenoot, 1 Petrus 5 vers 8 en 9. Wees nugter en waaksaam, dis my so mooi. Vers 7 sê, dis my so mooi. Plaas al jou bekommernisse op hom want hy sorg vir jou. Net daarna sê hy, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, wie se teenstander? Ons teenstander, die duiwel loop rond so brullende leeu en soek wie hy kan verslaan. Hom, sê vers 9, moet julle teenstanders aanvaardig lig, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Maak nie saak deur wat jy nou gaan nie weet. Reg oor die wêreld, alle ander born again Christians, is daar mense wat deur dieselfde gaan as jy. Dis hoekom hy skryf hier, ek is julle broer en julle deelgenoot. In die verdrukking, nie die groot verdrukking nie, vervolging. Want die Satan sal jou vervolg as jy godsvrugtig wil lewe. Hy sal, there's no two ways about it. In die verdrukking, mooi woord daar, swaar kry en vervolging, 2 Timoteus 3:12, en almal wat ook, hier is my skrifgie, wat ook godsvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. As jy opstaan vir Jesus, jy begin Jesus praat, jy begin Jesus spreek, sal jy vervolging kry, in een of ander vorm. Al is dit net rejection van jou pelle wat jy meer nooi verbraai nie, want jy is nou 'n Jesus freak. Hulle wil nie meer saam met jou praat nie, want jou drinkerbroers kan nou nie meer so lekker drink nie, want hulle voel geconvict as hulle by jou staan, of wat ook al. Dis nou maar net 'n voorbeeld. 2 Korintiërs 4:8 en 9, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Imagine nou Johannes was nou daar op Patmos en hy sla daai hamer, daai klippe, en ek weet nie wat anders moes hulle op Patmos, dit was 'n soutmyne, ek kan nou nie. Is ook nou nie meer die moeite werd om die Here te dien nie, want hier sit ek nou in. Hy was nie so nie. Nee. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk. Hoe gaan dit met jou broer? Gebukkend onder die genade. What the? Ons kan mos nie so wees nie. Nee, yes, we must have a hope. Verstaan jy? Daai hope is 'n anticipation. There's a expectation, nee? We must have an expectation for what's coming. Dis hoekom ons ook oor die eindtye moet praat. There must be an expectation. There must be an excitedness about it. As jy nou meer depressed is as die ou wat nie die Here dien nie, then you got to check. Jonathan, weet jy wat? Ek luister nou daai ander oor toe healing praat. Hy sê, weet jy wat die eerste nommer 1 stap wat Christene verkeerd doen? Dis bang om dood te gaan. Ja. Ek meen, Paulus sê, ek sê eerder hemel toe gaan, maar vir julle onthaalwe bly met my.
ek en jy moet nou, sê nou maar, ek noem nou net 'n voorbeeld. Wow, voelgriep of wat 'n griep en dan gaan ons huis toe. Ons moet uitsien na die Here. En maak ons altyd die grappie. Ons sing my liedjie. Oh, the day I die, what a glorious day that will be. The will be with Jesus. Dan sê die dokter vir jou, okay, jy 3 maande. Wow! Dan val jy se R20 stoksak. En ek het 'n vriend gehad, ou Kobus, altyd gesê, hy is nie bang om dood te gaan, dis 'n nie manier hoe. Jy weet. Op 'n brandstapel of 'n ding. Jy weet, maar ek meen, ons gaan vir ewig lewe. Ja. Ons gaan vir ewig lewe. In hierdie lewe sal ons trials hê, ons sal tribulations hê, dit sal taaf gaan, but be of good cheer. Ek kan nou nie skrif onthou nie, maar nou haal ek Engels aan en dis wil. Nee. En hy sê, last one, give a reason for your hope. Ja. Give a reason for your expectation. Ja. It's Jesus. It's His grace, it's His love, it's His mercy. En sy profetiese woord wat in vervulling gaan kom, he's coming back to a theater near you, and it's coming soon. Hoe awesome is dit nie? Matteus 5 vers 10 tot 12. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerlei kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Ons het 'n glorious hope. Ja. If all else fails, nee, ons gaan hemel toe. Daai liedjie. Ons gaan hemel toe. Ons gaan by die Here wees. And that's why it's so important to live from an eternal perspective. Verstaan jy? Ja, nee. Daai is baie belangrik. Hoor jy Jonathan nou, ek dink ons gaan nog tyd hê vir hierdie. Ons moet hierdie klaar maak. In die koninkryk, en ons weet koninkryk, in hierdie sin is die woord Basileia, is heerskappy. Ons gaan nou oor 2 naweke daaroor praat in Lynsburg, kan nie wag nie. Hoor wat sê Johannes 3 vers 3. Jesus antwoord en sê vir hom, Nicodemus kom in die aand by Jesus aan, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk, die Basileia, die autoriteit van God nie sien nie. Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, daar's nou baie kontroversie daaroor, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit vlees gebore is vlees, dis nou waar ons praat oor, jy moet weer gebore word, sodat die gees van God in jou kan kom, jou gees word gewederbaar, en God kan begin deur jou koninkryk, begin deur jou heers, God werk deur jou, jy kan hande op siekes lê, gawe van gesondmaking, gawe van 'n profetiese woord gee, al die geskenke, die 9 geskenke wat saamkom met die pakkie, wat jy kry, vir dis jou tools, vir koninkryk lewe, in kort. En ek wil nie te lank daarop aangaan nie, ek gaan hierdie koninkryk nou skiep, en ons kan heeltyd oor koninkryk, want ons gaan nog baie in hierdie podcast oor koninkryk. Ok, leidsaamheid van Jesus, en dis nou wat jy gesê het. Hoor gou leidsaamheid. Ek het na die sinoniem woordeboek wat ek daar by die huis het gaan kyk. Volharding, konstantheid, jy's konstant. Die Jonathan, wat ek leer ken het, wanneer ek jou leer ken? 2016, 14. Dis al so lang. Jy's dan beter as dat. Dankie man. Ek ken jou, jy's konstant. En jy word beter soos wat jy gaan saam met die Here, maar ek kan altyd op jou knoppie druk. Dis hoekom jy sit vandag hier en ons saam bedien, want jy's nie 'n fly by night nie. Dis wat hier staan. Kan ek vir jou my Afrikaanse woord gee vir hierdie? Jy moet nie 'n fly by night wees. In die leidsaamheid van Jesus, die volharding, konstantheid, vrolikheid, kan jy glo, is 'n sinoniem vir dit. Hoopvolheid, geduldig aanhou. Daai geduldig aanhou is baie belangrik. Die message translation praat van being passionately patient. Ja, jy is lief vir daai. I love it. En ek skryf dit elke keer neer, mag vergeet dit, want dit is heavy woorde daai hoor. Daai 2 woorde gaan nie saam nie, maar die message translation, because being patient is important. Passionately patient. With an expectation. Dit gaan met hoop, daai. Die penny must drop vir Christene. Ja. In die hoop van Jesus. Ja. Jou hoop moet wees in die Here Jesus Christus. Jou hoop moet wees in hom. Nie in mense nie. Nie in jou kerk nie. Help jou kerk wees by die kerk. Nie in jouself nie. Die kerk is nie die lamp wat in donker plek skyn nie.
God se profetiese woord is die lamp wat in die donker skyn. En that's what I want to say about that. Ja. Want ek kan nog baie daaroor praat. En dit sien natuurlik nou my boekie kry. Wat ek oor Openbaring 1 praat. Julle daai boek is Desember klaar, hoor wat ek vir julle sê. Desember? Ja, Desember moet ek klaar wees. Het 'n maand, Jace. Ja, ek doen nou Vrydag doen ek Philadelphia Kerk en dan oor 2 weke en ek's volgende Vrydag nie hier nie, sluit ek af met die kerk van Laodicense. Then I'm finished. Dan gaan ek net klomp goedjies inbring, want weet jy wat? Ek moet dit vir julle deel. Kan ek dit deel? Ek sit nou die dag, was dit nou maandag of dinsdag, ek kan nou nie. Ek het maandag bereik vir baie tyd sal meer spandeer en bid. En ek luister iets. En ek stop dit en ek begin net bietjie kyk, my eie navorsing doen. En besef hoe die kerk, hoor ek wat ek sê, die Jode vervolg. Ek praat nie van die moslems nou nie. Dis scary, hoor. Hoe die kerk vir 2000 jaar al die Jode en ek het op my knie gaan, ek het so bewoog geraak, ek het gehuil. En ek sê, Here, ek sal 'n hele hoofstuk van daai boek aan die Jode opdra. En ek vra om verskoning namens die kerk oor ons antisemitiese houding, ons anti-Jood. Dit is groot nou in die kerk, hoor. Dit is groot, Jom. Ek sê vir maar, dit is al altyd nog groot. Hitler, en ek sê dit in hy boekie, nee, het Martin Luther aangehaal. Martin Luther het goed begin. En hy het vir die Jode opgestaan in daai tyd, want kyk, die hele kerk was teen die Jode. Daar was beelde gemaak van die Jode, nee. 'n vark, wat die Jode aan die vark se melk suig. Sulke goed, deur die kerk. Ek sê dit in my boekie prentjies. Dis rof. Hulle het dit gesien as die drek. En Martin Luther het nie begin opgestaan vir hulle naderhand sê, nee, hierdie is 'n weerbarstige volk, hier kan nie die ouens niks doen. En heeltemal antisemities gedraai. So, dis vir daai tyd. Dan gaan ons van vers 10 af tot aan die einde gaan oor Jesus wat homself, ek gaan dit lees vir ons en ek gaan daarmee klaar maak. Ons gaan volgende week in Jesus naam gaan met die eerste kerk, kan ons maar. Ek was in die gees op die dag van die Here. So hy het nou gesê, ek Johannes, hy het die kerk gegroet. Hy het gesê, die boek is nie verseël nie. Jy is geseënd as jy hierdie boek lees. Dis net Openbaring 1, julle. Ons kan lank aangaan oor Openbaring 1. Ek was in die gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor. Soos was sy. So ek sien in my gees al hy's daar besig. En ewe skielik hoor hy. En die stem sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Ek gaan vir julle wys ook, dat hierdie is in 'n spesifieke volgorde. Waar is die ander kerke? Hoekom hierdie 7 kerke? Waar is die kerk van Rome? Waar is die kerk van Antiochië? Waar is die kerk van Jerusalem? Hoekom hierdie 7 kerke? Toe draai ek my om te sien wat 'n stem met my gespreek het, en toe ek my omdraai, sien ek 7 goue kandelaars. Hier is weer die 7voudige struktuur van die Here, nee, in sy woord. 7, wat hy gaan nie so voorstel hierso. Tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel, aangetrek soos 'n hoofpriester in die Ou Testament. Hy is ons nuwe hoofpriester as jy na Hebreërs toe gaan, nee? Volgens die orde van Melchisedek. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. Sy oë judge, ons gaan daarna kyk. En sy voete soos blink koper wat gloei in 'n oond. Blink koper, daai slang, daai koperslang. 'n Koper is altyd die oordeel van sonde, nee, dit kan hitte verdra. Die koperslang wat Moses in die woestyn opgehef het. En ons kry eers die uitklaring daarvan in Johannes 3, toe hy sê, soos Moses die slang opgehef, soos die seun van die mens opgehef. Nee? Dis baie interessante goed hier, dus kan diep daarop ingaan. En dan kopers gloei in 'n oond, en sy stem soos die van baie waters, en in sy regterhand hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. Dis dieselfde Johannes wat 3 jaar saam met Jesus geloop het, maar toe hy Jesus in sy heerlikheid sien, as God, val hy soos 'n dooie.
voet en sy regterhand my gelê, hy het sy regterhand op my gelê en gesê, moenie bang wees, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef tot in al ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die koninkryk en van die dood. Skryf die dinge op, hier lê Openbaring homself uit. Skryf die dinge op wat jy gesien het, beeld van Christus, nou dit wat is, nou gaan ons daarna kyk, Openbaring 2 en 3 die kerke, sowel as wat gaan gebeur. Ja. Alright, baie maklik. Toe ek in die polisie was, toe ons vuurwapens geleer het, sê hulle, okay, jy vat hierdie vuurwapen, kry eers vir jou skoon droë oppervlakkie, maak skoon. En pak hierdie gun uit in logiese volgorde. Ek skryf dit so in my boekie ook. So ek wil vir jou as Christen sê, kry al die klatter uit jou kop uit wat jy dink. Ja. Pak oop en lê die boek in 'n logiese volgorde uitmekaar. Hoekom moet ons daai tyd 'n skoonere oplaak? Jy wil nie hierdie gun moet nou stof kry en goeters nie. En logiese volgorde, want ek gaan hom weer in hierdie volgorde terugpak. Ja. En so lê hierdie boek homself uit. Skryf op wat was, wat is en wat gaan wees. En dan sê die verborgenheid vers 20. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 kandelaars tussen wat ek deurstap, sê Jesus. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, as jy na die vertaling kyk, die pastore of die leiers van die 7 gemeentes. En die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. So hierso is 7 kerke en 7 leiers. Hy praat met die leiers en die kerke. En dit is vir my en jou goeie nuus en ook 'n waarskuwing. Want almal sê met altyd, daar's 21 briewe in die Nuwe Testament, maar hulle vergeet van die 7 wat Jesus geskryf het. Ja. En dis waarna ons gaan kyk in die weke vorentoe. Ons sal 'n bietjie ingaan op wat die kandelaar beteken, die menorah, dis natuurlik die 7 geeste van God, en so kan ek aangaan. Ek het baie goeders hierso oor die hele beeld van Christus kan ons 'n uur praat, indien nie langer nie. Maar ek dink Openbaring 1 mag dit jou aanspoor om die diepte van hierdie boek te ondersoek. En nie alles net op eye level te vat. Dr. Chuck Missler het altyd gesê, ons probleem met Openbaring is, en die verstaan van Openbaring, is ons gebrek aan kennis van die Ou Testament. Ja. God skryf alles met soveel diepte, en daar so laag op laag op laag. Dis soos die boek Johannes. Dis hoekom hy met die 4 lewende wesens met die arend vergelyk word. Hy's vlak genoeg, sê een ou, die water in Johannes is vlak genoeg vir 'n babatjie om in te sit, en hy's diep genoeg vir 'n teoloog om in te verdrink. Nee, want hy kan vir jou vat, hoor. 'n laag en laag van. I love that book, ja. Ek love, dis kom as Johannes nou gedoen het by die vrouegroep ook. Ja, I love it. Want is dieselfde skrywer, Ja. die iemand in sy bors op, met sy kop op Jesus se bors gelê. Ja. En Jesus het hom waardig geag met sy geaardheid, soos Daniël, wat so tipe geaardheid gehad het, wat die aangesig van God gesoek het. Daniël te midde van in ballingskap, te midde van hulle wat sê jy mag nie jou God dien nie. Sê ek sal my God dien. Ek sal my God dien. Jonathan, ja, ek het nou baie gepraat, wil jy nie maar 'n bietjie iets sê nie voor ons klam. Yeah, I think it's amazing. Revelation 1 is I think it's amazing that there's a blessing in it for those that read it, and I think that's why the enemies try to move people away from it. Yep. But also the fact that he wants to show his servants his revelation. He wants to reveal himself, and that's what he does. I just think it's absolutely awesome. There's so much grace, there's so much, and I'm so excited for the 7 churches because he's showing us Jesus. Those are red letters. He's showing us what he likes and what he doesn't like, what he wants and what he doesn't want, what is not good and what is good. There'll never be an excuse when we're standing in front of him in all that glory and all that wonder and everything that is so perfect and all that light. There will be no excuse. Every excuse I make will sound stupid. So I'm excited for the 7 churches, and we can bring it into our life and check. Have I lost my first love? Am I lukewarm? All these things. We need to check our hearts. I mean, it says this a couple of times. We need to examine our hearts. And I think the 7 churches really helps with that. So I'm excited.
Ja, kom ons kyk 'n bietjie wat gaan die Here vir ons wys in dit. As alles mooi loop, so ons volgende week Woensdag weer 'n opname doen voordat ons dan uit Donderdag na Lensburg toe gaan. En yes man, ek is opgewonde. Ja, die Here lê hierdie op ons hart. Ons wil dit graag deel, maar ons wil nie dit vir onsself hou nie. Dus hoekom ons hierdie podcast doen. Ja. Jy weet, ons deel dit aan ons gemeente en ons deel dit aan mense op die kampe en alles, maar ons wil dit graag deel met almal en dit vir almal verstaanbaar maak. Want as die Here eenvoudige ou soos ek kan gebruik. Ek wil nie sê jy is eenvoudig nie. Nee, ek is. Is jy? Ja. Okay, dankie. As die Here twee eenvoudige ouens soos ek en Jonathan kan gebruik en ons kan dit verstaan. Ja. Dan kan enigiemand dit verstaan. En dit moet vir jou, wat sê, dat is nie vir my so mooi woord soos in julle wat julle Engels, a blessed hope. Ja. Blessed hope. Geseënde hoop, dit klink nie so goed nie. It must be a blessed hope. Hier is our blessed hope. Ja, dit is vir my mooi. Ja, nee. Wie het laas afgesluit, ek of jy? Jy kan afsluit. Kan ek afsluit? Ja. Kan ek vir ons afsluit? Dylan, is jy sharp? Het ons alles gesê wat ons moet sê? Toe is die advertenties alles opgesit. Dat is hy, kruidstad. Vader, baie dankie. Ja, ek loof en ek prys U naam. Dankie vir openbaring. Eers dankie dat ons geseënd is omdat hierdie boek lees. Hoor en bewaar. Here, ons lees wat hier instaan, ons hoor dit en ons gaan dit bewaar. Here, dankie dat U terugkom vir U bruid. Here, mag ons waardig geag word as U bruid. Here, ons wil nie, ons het nou nie begin gepraat, once saved, always saved of nie. Here, U weet wat in elke Christen mens se hart aangaan. Vader, kom deursoek my hart, Jonathan se hart, Dylan se hart, almal wat luister. Kom deursoek ons harte, kom praat met ons, kom wys vir ons. Here, ek bid vir hierdie woord wat uitgaan, mag dit saad wees wat in mense se lewens groei, mag dit mense opgewonde, mag dit Christene opgewonde maak, om self die skrifte te gaan ondersoek en kyk of dit so is. Vader, mag ons as Christene vrees hê vir U woord, agting hê vir U woord, agting hê vir U wat die skrywer is van die woord deur die Heilige Gees. Here, en ek vra om vergifnis, soos ek hierdie week al gedoen het op my knieë daar by die huis. Here, vergewe ons Christene vir wat ons aan die Jode gedoen het. Vader, ons ander boetie, wie se oë toegemaak is deur U. Vader, wat ons van Openbaring 4 af gaan sien, dat U regverdige oordeel oor die Joodse nasie ook gaan hê. En U gaan U boeties, Josef gaan homself openbaar aan sy boeties wat hom verkoop het. En hulle gaan inkom. Vader, ons bid nou al klaar, en ons sê dankie vir die wat nou al klaar weergebore word, Messiaanse Jode wat opstaan vir U, wat lief is vir Jesus Christus, wat U oopgemaak het die woord vir hulle. Maar ons bid vir ons boeties, nie die Joodse boeties nie, maar ons ander boeties in hierdie land, in die wêreld, wat U nog nie ken nie. Ons bid Johannes 6:44, Here, trek hulle na U toe, want dit sê, daai skrif sê, niemand kom na U toe, tensy U nie daai persone trek nie. Here, trek hulle na U toe. Ons loof U naam en ons prys U naam. Ons is lief vir U, maar ek weet U is meer lief vir ons. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Amen, dankie julle. Tot volgende keer. Onthou om te like en te subscribe. Stuur dit aan. Tot volgende keer. Dankie. Cheers. Cheers. So go kneel and weep and join the herd. You know 1,000,000 sheep would be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Either step aside, for every God knows everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Oh, you go out there and bow to none,
and cause a stir as if it were the last one. Curse them into hiding, these thieves who won't believe the wave we're riding. So go kneel and weep and join the herd. You know a million sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Go kneel and weep and join the herd. You know a million sheep will be dispersed. Go kneel and weep.